Hier by die Akeldama of die bloedgrond, die grond wat Judas gekoop het met die geld wat hy by die priesterhoofde en die ouderlinge gekry het, lees ek graag vir ons uit Matteus 27 vers 7 en 8. En hulle het met die geld die pottebakkers 'n stuk grond gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom word daardie stuk grond tot vandag toe genoem bloedgrond. Na Judas Iskariot vir 30 silwerstukke deur die Jesus verraai het hy berou gekry en die geld teruggebring na die priesterhoofde en ouderlinge. Maar die skuldgevoel het hom verteer. Die Joodse leiers wou nie die geld terug in die tempelskatkis sit nie, want dit was bloedgeld. Hulle het toe daarmee 'n stuk grond gekoop wat as die pottebakkers se veld bekend gestaan het. Grond wat moontlik reeds uitgegrawe was vir pottebakkersklei. Daar is besluit om dit as 'n begrafplaas vir vreemdelinge te gebruik. Mense sonder naam, sonder huis en sonder nalatenskap. Hierdie stuk grond het die naam Akeldama gekry. In Aramees beteken dit bloedgrond. Die plek word in Jerusalem nog steeds geïdentifiseer in die rand van die Himnon-vallei, onder die Griekse ortodokse klooster van Sint Onofreus. Die Grieke het die naam behou. Vir eeue is pelgrims, vreemdelinge en armes daar begrawe. Dit het letterlik die rusplek geword vir mense wat soos Judas verlore was. Akeldama is vandag steeds 'n sombere herinnering aan 'n man wat nie aan die Here se genade geglo het nie. Hoe tragies is dit nie, dat Judas nie na die Here toe gedraai het nie. Judas kon net soos Petrus omdraai en tot bekering kom, maar in plaas daarvan kies hy die pad van wanhoop. Hoe hanteer ek en jy ons foute? Probeer ons dit self regmaak of draai ons ook na Jesus? Geen sonde is ooit te groot om sy vergifnis te ontvang nie.